Man in die rolstoel, episode 7. Is julle 3 ouens reg om te ry, Flippie? Vra oom Freddy, Joachim en Ruben se pa. Ouma se eie regte biologiese seun. Dit is net na 4 en met net 'n laat ontbyt vanoggend voel hulle manne regtig hol. Hol tot by hulle knieë. Al waaroor hulle al van 2 uur af sit en dink en praat, is aan die lekker hamburger ete daar by Spur en die roomhuis na die tyd. Die niggies gaan ook daar wees. Flippie voel so geëerd. Dit alles gebeur vir hom, vir sy verjaarsdag. Sy eie familie is mos saam met ouma se man, oupa, weggeneem. Maar nou het hy mense gekry wat regtig vir hom omgee. Mense wat spesiaal die naweek vir sy verjaarsdag daar ver van die plaas naby Botawil af deurgekom het. Ons familie, noem ouma hulle. Die enigste demper op die hele geleentheid was gisteraand se middernagtelike gemors en stoornis. Die honde wat geblaf het, voete klap op die plaveisels, mense wat gehardloop het, skote wat geklap het, sirenes en later daar die helikopter wat so laag oor hulle gevlieg het. Oom Freddy wat gesê het, bly julle net hier in die huis, ek gaan gou hoor wat daar gebeur het. Toe het hy teruggekom en gesê, 'n gewapende inbraak, 'n ou man en sy hondjie was die teiken. En Flippie ken daardie mense. Dit is oom Harties en sy snippers, Jack Russell. Hulle stap gereeld by die oom se huis verby, dan blaf die hond vir die Rottweilers, as hulle by hom is. Aanvanklik was die 2 vreeslik gestoor daaroor. Nou kyk hulle ander pad en maak asof hulle nie die klein klits raak sien nie. Veral as oom Harties vir snippers op die kop tik en vertel dat hy die hart van 'n leeu het en net so groot ook is. Geen hond kan hom bang maak nie. Hulle moet eintlik vir hom bang wees. Dit is erg om te weet dat dit oom Harties is wat vroegoggend daar op die sypaadjie gewag het vir 'n ambulans. Dat dit snippers se slap lyfie was waarmee iemand hierby hulle huis verby gehardloop het na die veearts wat uit 'n huis praktiseer net om die volgende draai. Die nuus op die WhatsApp groep vanoggend was darm goed. Die gawe ou oom is alright, hy sterk in die hospitaal aan en die hondjie leef. Niks van sy belangrike organe het in die slag gebly nie. Wanneer hulle by die Spur instap, is dit goed om te sien dat daar nog kinders is wat verjaar. Mense wat ook die Spur gekies het om dit te vier. Mense met kinders van alle kleure en rasse, soos wat hulle gesin en familie ook is. Dit is nou die trend, hoor hy. Hulle is 'n moderne familie. En wraggies herken hy vir Randy Langman, die colored ouetjie wat saam met hom in die klas is. Daar is 4 maters by hom. Die Langmans sit 3 tafels van hulle af, maar op 'n stadium kom Randy na hulle toe tafel toe aan. Jessie bra, ek hoor jy verjaar, is dit nou Destiny, of is dit Destiny? Volgende jaar vier ons dit saam, dat ons in dieselfde skool en klas is, en wraggies op dieselfde dag verjaar. Waar bly julle? Flippie noem die voorstad. Ons ook, en wat is julle straat? Vra Randy. In Lange Straat, sê Flippie. Shee, en dit is waar die skietery gisterand was. My pa is een van die polisiemanne wat gisterand aan diens was. Hy beduie na die ouer man daar by hulle tafel. Gelukkige ou, hy het nog 'n pa en 'n ma. En daar is my broer, sê hy, waarna Flippie ijskoud word. Randy se broer is een van die ouens wat hulle self die parkie bende noem. Die ouens wat hom gisterand genooi het om saam met hulle uit te hang. Een van die ouens wat waarskynlik ook gisterand betrokke was by wat daar in die huis verder aan die straat afgebeur het, oom Hartie se huis. Die manne vir wie hy mos in die steek gelaat het, want hulle het mense gekry. En op die gesig van daardie ouer seun, wie se oë nou soos kole op hom brand, kan hy sien dat hy en die manne van die bende
hom nie ligtelik daarvoor gaan vergewe nie. Maar wat sou gebeur het as hy gisterand saam met hulle gaan rondhang het? Sou hy dan nie die onbekende, minderjarige kind gewees het, wat in die tuin langs om Harties se huis dood lê nie? Randy se pa lyk daarom vriendelik toe hy opkyk. Iemand moes vir hom gesê het, dat hier nog 'n seun van dieselfde skool as syne is, wat op dieselfde dag as sy jongste verjaar. Daarom staan hy uit die bankie op en kom nader. Hy stel homself aan die groot mense voor, en toe skud hy Flippie se hand. Maar Flippie is van net een ding bewus, en dit is oë wat op hom brand en hom waarsku. Hou jou bek oor waar jy my tevore gesien het, of jou moeilikheid is geboek. In die paar ure wat Rion in Carmen se huis spandeer, groei sy simpatie, of is dit empatie en meegevoel met mense in rolstoele al hoe meer. Sy boude slaap en smeek vir bevryding. As hy nie vanaand 'n bloedklont of 7 in sy bene ontdek nie, sal dit hopelik nooit gebeur nie. Dis moeilik om dit so stil te hou, en sy blaas vertel vir hom dat hy 'n plan moet maak om in 'n badkamer te kom. Ja nee, hy moet inderdaad by die huis kom om al daai goed met homself aan te vang. Maar sy kop en iets wat moontlik verbonde is aan sy hart, wil blykbaar nog by Carmen kuier, want hy sit nog 'n klein rukkie voordat hy sê, die melktert en koffie was heerlik, maar ek beter by die huis kom, 'n paar prosedures wat ek op myself moet gaan uitvoer. Hy wil nie sê mediese prosedures om die saak meer geloofwaardig te maak nie, sy moet dit maar self in daardie lig sien. Sy help hom weer by die trappe af, stap saam met hom oor die straat tot by sy garage deur, wag dat die deur oopgaan, en hy sien hoe haar oë oor die skuinsplank oprit, wat iemand oor die trappe vir Tant Lelani aangebring het gly. Sy draai na hom toe. O, gits Rion, jou planke het geskuif, jy sal jou alie afval daar, mag ek te gou vir jou gaan regmaak. Sy druk die planke reg en draai om by die deur uit te stap, sodat hy kan toemaak. Hy glimlag weer 'n dankie, wat sy nie weet nie, as hy die planke geskuif het, omdat hy gisterand so byna sy guar afgeval het, as gevolg van die rolstoel en die planke, en hy het vergeet om dit daarna weer reg te sit. Ja, ek is mos net nou by die voordeur uit, verduidelik hy. Ek het gesien, jy kan bly wees, jy sou hard geval het. Sy waai en stap na haar huis toe sonder om weer om te kyk. Rion laat die garage deur sak en klim uit sy rolstoel. Dit was loutere mishandeling. Hy ignoreer die tweede een in die kombuis en stap by die slaapkamer, die gastekamer, waar sy laptop, drukker en toerusting is, in. Babs bel agter terwyl hy vir homself 'n laataand grondboontjie en stroopbroodjie in die kombuis staan en prakseer. Hoekom laat weet jy my niks, Rion? Trap sy hom uit. Jy moet mos weet dat ek een of ander tyd op die WhatsApp groep gaan sien wat gisterand daar in julle straat gebeur het. Ai, ekskuus Babs, dit wat jy daar op die WhatsApp groep sien is eintlik al wat ek ook weet. Die stroop loop uit sy brood oor sy linkerhand en hy sit dit haastig in die bordjie terug, spoel sy hand onder die kraan af. Behalwe, hy droog sy hand af. Behalwe wat? Ek het vanmiddag by die buurvrou ook in die straat gaan koffie drink, sê hy. Sy vertel toe vir my dat die een wat in haar tuin geskiet het, is waarskynlik 'n minderjarige kind is. Die modus operandi is waarskynlik om kleiner ouetjies by hondedeurtjies of deur diefwering te laat glip, en dan moet hulle die deur van binne af oopsluit, sodat die groteres kan inkom. Soos die twee wat in oom Hartie se agterkamer dood is? Vra sy. Ja, want hulle was heel wat ouer. Hulle het die ou man geforseer om die kluis oop te sluit. Hulle soek blykbaar vuurwapens, juwele en geld. Dit het hy blykbaar vir Carmen gesê, terwyl sy saam met hom vir die ambulans gewag het, sê Rion. Rion gaan sit by die klein kombuistafeltjie. Nou het hy die vrou se naam genoem. Dit is tyd dat Babs vir hom meer van Carmen Stein vertel. Of moet hy dit nou pertinent uit haar uitwurg en vra?
Kyk, dit is nie asof hy nuuskierig is oor die vrou nie. Dit is net beter om iets te weet van die mense in jou omgewing. Sien? Ek hoor oom Harties gaan vir 'n paar dae by sy dogter aansterk, sodra hy ontslaan word. Het jy geweet dat hy ook 'n oud polisieman soos jy is? Super fiks vir sy ouderdom en taai soos 'n ratel, sê almal wat hom ken. Ek dink hy het so 'n bietjie van 'n oog op my ma gehad, sê Babs met 'n lag in haar stem. Ek het so gehoor, ja, dat hy 'n polisieman was. Hulle het hom verniel, maar nie voordat hy self ook 'n paar houe en skote ingekry het nie. Dis hy wat die 2 dae in die slaapkamer doodgeskiet het. O, Rion, en daar is iets anders, sê Babs. Wat het jy besluit om vir die mense te sê, as hulle dalk vra oor jou situasie, oor hoe jy in die rolstoel beland het? Hy dink 'n oomblik na en toe antwoord hy, ek het nie besluit om enigiets daaroor te sê nie. Mense is nie veronderstel om my daaroor uit te vra nie. Hulle moet respek hê, jy weet. Iemand gaan jou een of ander tyd vra, Rion, en dan moet jy jou storie en verduideliking eenvoudig hou. Klink jy nou net soos Sean gisterand, brom hy. Enige voorstelle? Nee, sê bietjie vir my, wat het Sean voorgestel, wil Babs weet. Dat ek iemand wou tackle tydens 'n rugbywedstryd, toe tref ek die rugbypaal en toe val iemand op my en jy's te oud daarvoor, Rion, sê sy. Wat? Twak man, die ouens speel rugby totdat hulle 50 is. Dis waar, en jy is nou eers 45. Hy hoor weer die lag in haar stem. Nou, wat stel jy voor? Vra hy. Onthou jy verlede jaar, toe jy saam met my en Manlief op daardie perdry ekskursie naby Bethlehem was? Gaan jy weer vir my vertel hoe snaaks dit was, toe die perd onverwags een kant toe getrap het, nadat hy vir 'n plastiek sak aan die heining geskrik het, en hy my gat oor kop afgesmyt het? Vra Rion. Wel, dit was eintlik glad nie snaaks nie. Jy kon baie maklik jou nek of rug gebreek het in die proses. Dankie Babs, ek kry nog al die boodskap. Wel, ek is bly dat ek kon help. Nou ja, Rion, nou moet ek seker ook gaan. Slaap maar met een oog oop, hoor. Ek maak so. Julle moet ook lekker slaap, Babs, en dankie vir die bel. Dan is dit seker so beskore. Hy is nie veronderstel om enigiets meer van Carmen Stein te wete te kom nie, behalwe dit sy vir hom 'n fees vir die oog is nie. Ander ouens stil dalk glad nie soos hy nie. Rion eet sy broodjie klaar, drink die laaste bietjie koffie en toe stap hy om sy goed te gaan inpak vir môre. Hy sien nogal uit na maandag. Hy gaan relatief vroeg hier wegspring en dan gaan hy tant Lelani se kar in sy garage in Centurion parkeer en 'n slag met sy Maserati ry. Maandag en Dinsdag gaan hy mos elke dag vir Sean by hulle Johannesburg projek ontmoet en hom daar help. Van Woensdag af gaan Sean alleen daar aangaan. Dan wil hy, wat Rion is, aandag kom skenk aan die huis hier. Wegsteekkameras en 'n paar oogies wat bewegings by die deure en vensters kan optel en moniteer. 'n wye lens vir kombuis en om oor die stoep uit te kyk. En 'n alarm wat op sy selfoon afgaan. Dit moet reg wees voordat die huishulp wat hy van tant Lelani gekry het donderdag inkom. Kan jy jouself voorstel as sy die deur oopsluit en die verlamde man op die 4de sport van die aluminiumleer betrap? Geen verduideliking sal hom daarna weer in sy rolstoel vaskluister nie. Rion voel lus om 'n laaste kyk verby die gordyne van die eetkamervenster te gee in die rigting van Carmen se plekkie oorkant. 'n Versoeking waaraan hy nie durf toegee nie. Ja, hy het beheer oor wat sy vingers doen, terwyl hy verbystap na die gastekamer toe. Dit is waar hy deesdae slaap ook. Hy kan homself nog nie so ver kry om in tant Lelani se bed te gaan klim nie. Maar oor sy gedagtes, die gedagtes wat nou weer by Carmen gaan draai,
Daaroor het hy beslis geen beheer nie. Word vervolg.